So ek is vanoggend so opgewonde net oor die woord. Ons het die laaste rukkie praat ons bietjie oor staan vas. Ons gepraat oor staan vas in die storms en laasweek het Pastor Mark gepraat oor staan vas voor die storm en bietjie fondasie net kom lê en dit was vir ons regtig lekker geweest. En ek hoop jy hoor ietsie raak net van waarmee ons besig is. Ek hoop jy hoor raak dat wanneer ons praat van staan vas of wanneer ons praat van storms, is die tema nie van ons reeks storms nie. Ons wil nie jou probeer bang praat en vir jou sê, hoor, hier kom storms, jy moet net oppas, hoor, wees net versigtig. Dit gaan juis nie daaroor nie. Dit gaan juis oor die tema, staan vas. Staan vas. En vanoggend wil ons aangaan daarmee en bietjie praat oor staan vas. En ek is so opgewonde oor hierdie journey wat ons vanoggend, en verskoon as ek die woordjie journey gebruik, daar kan ek reis gebruik. Het voel net nie vir my so lekker op die tong nie, maar ons gaan vanoggend so 'n bietjie op 'n reis gaan, net van vrees na vrede. Hoe staan ons vas van vrees na vrede? En wat lekker is van die storie wat ek by jou gaan deel is dit is so 'n praktiese voorbeeld van wat is die proses wat ek en jy nodig het om deur te gaan, sodat ons kan kom van 'n plek van vrees na vrede. Ek wil sommer so afskop. Die storie wat ek gaan gebruik is in Rigter 7, en dis maar net die storie van Gideon. En ons almal weet van Gideon. Gideon was die ou gewees wat bang was vir die Midianiete en gaan wegkruip het onder 'n bos. En God het vir hom sê, staan op, jou jong warrior. Dis dat God hom roep, dit wat hy self in getwyfel het, dit hy self nie geweet het wie hy is nie. En hy was self bang vir die Midianiete gewees. In Rigter 6 vers 14 tot 17 kom God en hy sê vir hom, nie net van hy jou warrior nie, hy sê vir hom meer, hy sê vers 14, toe die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. Dis meer as net staan op. Dit was maar, hier is 'n probleem, maar ek gaan jou inteendeel, ek gaan jou selfs gebruik om die Midianiete, dit wat jou vrees veroorsaak, gaan ek jou help om dit te verslaan. Maar Gideon sê vir hom, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waarin ek behoort is die armste in die hele Manasse, en van my pa se kinders het ek die minste aansien. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie. Nou kry net gou hierdie prentjie, is hierso is ou Gideon, ek meen hy is al klaar bang soos hy is, God sê, maar ek gaan vir jou gebruik. Luister, die Here self het na hom gedraai. En hier's 'n mens, wat God vir hom kom sê, ek wil jou gebruik, en ek gaan jou lei, en ek gaan saam met jou wees, en hier kom hy en hy twyfel nog steeds, en hy sê nie, ek weet nie. Meneer, luister, jy moet net verstaan nou, dat ons familietjie is eintlik die armste. Elkeen van ons kan hier so sit en sê, maar luister, ek het eintlik 'n boek vol verskonings, nou kom hierdie nie ek kan wees nie. En hy beleef hom net self, net in hierdie plek van totale vrees. Maar die Here antwoord hom, ek is by jou. Ek sal seker maak, dat jy dit wat jou bang maak, die Midianiete, dit wat jou laat wegkruip, dit wat jou laat twyfel, gaan ek seker maak, dat jy dit bereik. So jy ken die storie, Gideon het toe nou sy, en dis interessant, hy sê, maar luister, ons het eintlik geen aansien nie, maar hy kry het reg om 32 manne by mekaar te kry. Nou ek het nogal gedink, dis amazing, vir ou wat so twyfel homself het hy nogal goed gedoen. 32,000, maar ek wonder of dit nie dalk 'n teken was van die vrees wat in hom was nie. Dat luister, in my krag, om hierdie vrees te oorkom, gaan ek in my krag hierdie doen. Nou net so, ons gaan dit nou sien, maar die Midianiete was soveel mense, die kamele kon hulle nie eers tel nie, soveel soos sand wat jy nie kan tel nie. En hy kry 32 manne by mekaar en God kom en sê, luister, maar ek het eintlik 'n ander plan met jou. En hy sê, dat luister, jy te veel, 32 gaan nie vir ons werk nie. En dan 22,000 mense is toe weg en daar bly toe 10,000 oor. En God sê, nee, luister, as ek vir jou wil wys my krag wat deur jou werk, jy nog steeds te veel. Hierdie voel nog steeds soos jou beste poging. En ek wil deur jou, wil ek 'n wonderwerk doen. En julle ken die storie, mense moes toe nou, hulle nog 'n bietjie gaan folter, en van hulle het met die hande gaan drink by 'n stroom, en ander het afgebuk om te, en die wat met die hande geskep en gedrink het, soos die Bybel sê, soos 'n hond gedrink het, jy sien, hy soek ouens met 'n bietjie hond aan hom, nee, soos ou Rassie hulle dit nou sal sê. Nee, ek het nie Chasing the Sun gekyk, nee, ek nie. 300 manne. En Jesus staan nou met sy 300 manne, en ek dink Gideon moes in 'n oomblik besef het, dat luister, hierdie gaan nie my beste poging wees nie.
Hierdie gaan verseker die krag van God wees, wat deur my moet werk. So dis eintlik so 'n mooi storie in Rigter 7 vers 1. Dan sê hy, Jerubbaal dit is Gideon, en al sy manne het vroegmôre klaargemaak en kamp opgeslaan by En-Garod. Die kamp van Midian was noord van Gideonsin, die vlakte by Waarsers hoogte. Ek lees hierdie sommer net vir julle in Engels ook, want daar is ietsie van die woord wat ek wil hê jy moet hoor, in Judges 7 dan in die New King James. Hy sê, early in the morning, Jerubbaal, that is Gideon, and all his men camped at the spring of Harod. The camp of Midian was north of them in the valley near the hill of Moriah. So hier is 3 plekke wat ons vandag gaan besoek, net in hierdie storie wat ek met jou wil deel. Die eerste plek wat Gideon hulle self bevind, is die plek met die naam Harod. Hulle kamp by Harod. Die ander ouens is by die kamp Hill Moriah. En dan sal julle later sien Beth Bara. 3 plekke. Gideon hulle bevind hulle self by Harod. Die Midianiete is by plek Hill Moriah. En dan is daar die ander plek wat jy gaan sien, nadat hulle oorwinning bereik het, Beth Bara. Jy sien, wanneer ek en jy op 'n plek is, waar Gideon hulle aanvanklik kamp, en hierdie is die significant van die storie. Die woord Harod beteken juist dit, plek van vrees. Gideon hulle besluit om te gaan kamp opslaan by die plek van vrees. En ek wonder hoeveel keer kom ek en jy op 'n plek in ons lewe wat ons sê dat ons slaan kamp op by 'n plek van vrees. Ek wonder wat is die vrees vandag in jou lewe? Nou kom ek vertel jou gou ietsie van my vrees, is dat daar's 'n paar goeters wat ek 'n bietjie van 'n vrees van het. Een van hulle is 'n rot. Nou ons het een oggend, okay, wel, skus, hierdie is onregverdig, hoor, skus. Voel as wel 'n bietjie vertroue gebreek is hier. Luister, een oggend, ek weet nie of hierdie nou gross is nie, so I'm just going to give it. Een oggend word my dogter wakker en daar's 'n rot in ons huis en ons hoor so 'n bietjie van 'n gilletjie en nou ek is daar en nou pa moet, dis nou Vadersdag, okay, hier's confession. Okay, maar ek is toe nou so bang, ek kan hierdie doen nie en ek is op die bed, Christine is daar met die besem, Frikkie die worshond is daar, so hy dink seker, wat gaan nie aan? Christine maak skoon 2:00 in die oggend, maar hy staan op die bed en dis eintlik 'n storie. Christine is braaf, ek is bang hoor, ek wil op die bed en haar beweeg hy, dan so skree ek soos 'n meisie, maar luister, dit is wat dit is, op 'n stadium hardloop hy daar uit en ek probeer die saak bered, maar al ek het kan doen is ek vat vir Frikkie die worshond en gooi hom daar in die rigting van die rot. Skus, ek wil my skoen vasmaak, ja, maar hy is nou los. Maar in die oomblik, ou Frikkie vang ook nie lekker die vibe nie. Ou Frikkie hardloop ook, hy het nog net wat gaan aan. Op 'n stadium ry hy dan toe na die rot, hy het hom toe nou uitgesort. So ek was nou baie dankbaar daarvoor. Maar en dis so 'n eenvoudige ding en dit is net 'n stukkie van my vrees. Ek het bestaan met my lewe, het ek rugby gespeel en jy weet as jy nou hier gaan staan en jy gaan nou oplaai, jy gaan nou speel. Die eerste ding wat jy doen is jy kyk na die ou wat hier langs jou staan. En jy kan met baie durf kan hierdie ding aanpak totdat jy daar staan, jy sien hierdie ou is nogal groot. Luister, jy het in jou kop gesien hoe jy 'n breek gaan maak en hoe jy gaan duik en so aan totdat jy die ou langs jou gesien het. Ewe skielik verander jou prentjie. En partykeer pak ek en jy die lewe dieselfde aan. Partykeer het ek en jy baie durf en daad en ons weet wat die woord van God oor ons lewe is. Maar die oomblik wanneer ons na 'n situasie kyk, dan pak daar iets ons aan. Daai ding wat ons noem vrees. En dit is so lekker om in hierdie storie dit te kan lees. Gideon hulle vind hulle self, hulle kamp op 'n plek met naam Harod. Die plek wat sy naam beteken vrees. En dis nie die plek wat God vir my en jou voorberei het nie. En of dit vir jou is, dat dit vergifnis is, dat dit 'n droom is, dat dit God se roeping of sy woord oor jou lewe is, ek is nie seker nie. Maar ek en jy bevind onsself op 'n plek wat ons partykeer kamp opslaan by Harod. Kamp opslaan in die plek van vrees. En dis nie die plek wat God vir my en jou voorberei het nie. En wat daai vrees ook al is dit siekte, is dit jou toekomsdroom, het God meer vir my en jou in stoor. Dat sy woord oor my en jou, net soos met Gideon, sê maar ek gaan jou lei, ek gaan jou help. Dis my guns wat jou uit hierdie plek uit gaan vat. Ek lees soms so 'n bietjie verder in Rigter 7 vers 9 tot 15.
En hoor net hierdie plek van vrees van Gideon. Hy sê, die nag het die Here vir hom gesê, kom gaan na die Midianiete se laar toe. Ek gee hulle in jou mag oor. Maar as jy bang is om hulle aan te val, moet jy en jou slaaf Pura eers in die kamp ingaan. Luister wat hulle sê, dan sal jy moed skep en hulle aanval. Gideon en sy slaaf Pura is toe so wat 50 tree in die Midianiete se kamp in. Die Midianiete, die Amalekiete en die ander mense uit die ooste wat die vlakte ingeval het, was so baie soos sprinkane en die kamele kon nie getel word nie. Hulle was so baie soos die sand aan die see. Gideon het in die kamp ingekom, net toe 'n man vir sy maat vir hierdie droom vertel. Hy sê, ek het 'n droom gehad. Daar kom 'n ronde garsbrood in ons laar ingerol. Die brood het tot by die tent gerol, daarteen gestamp en dit laat omval. Die brood het die tent omgestamp en die tent het in mekaar getuimel. Die maat het geantwoord, dit is beslis die swaard van die Israeliet Gideon van 'n seun van Joas. God gee Midian en sy hele leer in Gideon se mag oor. Toe Gideon die droom en sy uitleg hoor, het hy die Here gedank en na die Israeliete se kamp toe teruggegaan en gesê, kom, die Here gee die leer van Midian in ons mag oor. Is dit nie absurd om te dink, hierdie storie het my 'n bietjie gebaffel. Hierdie was vir my eintlik so net so amazing. Is nie so absurd om te dink dat Gideon kom hier in sy grootste vrees in om te hoor wat sy grootste vyand van hom te sê het om moed te skep, omdat hy sukkel om die woord van God te vat nie. En ek wil vir jou dit sê, partykeer is dit juist dit. Partykeer is dit in die grootste vrees en dis in hulle oë wat jy nodig het om te verstaan wie jy is. Dis juist daai plek wat ek en jy nodig het om te hoor, maar wat is dit wat die vyand van jou sê? Kom ek vir jou sê wat die vyand van jou sê? Die vyand weet dat groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Hy weet wat die waarheid is wat God oor my en jou uitgespreek het. En partykeer het ons nodig om selfs te luister en in die oë van ons vyand en van ons grootste vrees te kyk, om te verstaan en te hoor dit wat God vir my en jou sê. So Gideon, hulle kom op die plek van Herod en hulle skep moed in hulle tyd van vrees, in hulle plek van vrees. En God roep hulle om aan te beweeg. Daar waar die Midianiete is. Die Midianiete bly op 'n plek wat hulle noem 'n Mount Moriah, in Afrikaans die Moriah heuwel. Nou is nie amazing dat in hierdie storie die plek Moriah beteken letterlik die plek van onderrig, die plek van leer, die plek van toerus. En hier kom Gideon hulle van 'n plek van vrees en God lei hulle na 'n plek toe van onderrig. En dis die journey wat ek en jy nodig het om te stap. Is om van 'n plek van vrees en 'n plek van onderrig. Jy sien, ek en jy wil skep, nee. Ons wil sê, maar ons het 'n plek van vrees en die Here moet alles wegvat en dan wil ek by die plek kom van vrede, van oorwinning. Maar die Here vat nie vir Gideon hulle en gee vir die oorwinning nie. Hy vat hulle eers deur 'n plek van onderrig. En partykeer is dit vir my en jou en ons bid, of wanneer ons bid, is die gebed vir my en jou nie om te bid vir uitkoms in ons situasie nie. Partykeer is die gebed wat ek en jy nodig het om te bid, om te sê, Here, wat is dit wat U my wil leer? Net soos vir Gideon hulle, wat is dit wat ek hier moet kry? Wat ek hier moet optel, wat ek hier moet leer, sodat ek kan aangaan met my lewe, sodat ek sterker aan die ander kant. Inteendeel, hoor net gou hierdie storie. Ek en jy kan hierdie storie vandag met mekaar deel, juist omdat hulle tyd van onderrig deur is. En ek en jy die beste daarvan kan uitvat. Dis juist daai plek waar ek en jy God se leer kan beleef, waar ons sy goedheid, sy teenwoordigheid kan beleef, wat ons gaan vat na ons plek van oorwinning. Daai plek van Bethbara, die plek van vrede. Hierdie proses is, en dit is nou nogals interessant, dat baie van ons goeders in ons lewe vat ongelukkige proses, en dit het vir Gideon het dit gevat, dat hy sy manne minder moet maak, 300 manne, hy is eintlik heeltemal uit oorlê in hierdie proses, want hy het so min en hulle is so baie. En hierdie proses, dit is so belangrik dat ek en jy hierdie proses moet verstaan. Alles wat ek en jy deur moet gaan, het ons nodig om die proses te verstaan. Jy het al gehoor, hulle sê, just trust the process. En hierdie was Gideon, hulle se proses, hulle proses. Dit is interessant, as jy net partykeer kyk net na uitkoms, dan wonder jy partykeer, en jy wonder net oor die proses, dan kyk jy na 'n koppel en dink jy, hoe daai vrou gekry. Luister, partykeer is my just trust the process.
En daar is 'n wonderwerk waarna ons kan terugkyk en partykeer mis ons die proses waardeur ons moes gegaan het. Ons mis dat ons by 'n plek van Heel of Moriah moes gaan stil sit, 'n plek van onderrig, sodat God ons iets kan leer. En is juist net daar, Mount Moriah, wat God vir hulle kom tools in hulle hand kom gee, wat hulle nodig het om saam met hulle te vat. Tools wat ek vandag met jou kan deel, wat sê, luister, jy is dalk in 'n proses, of jy vind jouself dalk in 'n plek van vrees, en vir my en jou om by 'n plek van vrede uit te kom, het ons nodig om hierdie tools saam met ons te vat. So ek lees verder in Rigter 7 vers 16 tot 25. Gideon het die 300 man in 3 groepe verdeel, en aan elkeen 'n ramshoring en 'n leë erdekruik met 'n fakkel daarbinne gegee. Toe sê hy vir sy manne, let mooi op wat julle moet doen. As ek by die onderpunt van die kamp kom, moet julle doen wat ek doen. As ek en almal by my die ramshoring blaas, moet julle almal wat rondom die kamp is, dit ook doen, en dan moet julle uitroep vir die Here en vir Gideon. Gideon en die 100 man by hom het tot by die onderpunt van die kamp gegaan. Dit was in die dag aan die begin van die middelste wag aflos, en die wagte was net klaar omgeruil. Toe blaas Gideon hulle die ramshoring en breek die erdekruike. Al 3 afdelings het dit gedoen. Hulle het die fakkels in die linkerhand gehou en die ramshoring met die regterhand om dit te blaas. Toe roep hulle, die swaard van die Here en Gideon. Hulle het rondom die kamp gestaan en elkeen op sy pos. Toe die 300 man die ramshoring blaas, het hulle die kamp op vlug geslaan. Hulle het geskree en gehardloop. En toe die Here dit bewerk, het hulle mekaar daar in die kamp doodmaak. Die kamp se mense het gevlug tot by Betsita na Serida se kant toe, tot by die grens van Abel Magula, naby Tabat. Die Israeliete het Naftali, Aser en die hele Manasse is toe opgeroep om die Midianiete te agtervolg. Gideon het die boodskappers na die Efraimsberge toe gestuur. Kom val vir Midian aan, beset die Jordaan tot by Bet-Bara, voordat die Midianiete daar kom. Toe is die Efraimiete opgeroep, en hulle het die Jordaan beset tot by Bet-Bara. Bet-Bara beteken juist dit, plek van vrede. Gideon begin slaan kamp op by vrees. Hulle gaan deur 'n plek, Mount Moriah, om iets te leer, om onderrig te word, sodat hulle kan uitkom en die oorwinning behaal en by 'n plek van vrede kan uitkom. Wat is hierdie tools? Wat is hierdie 3 dinge wat hulle in hulle hand gehad het? Hulle het 'n kruik gehad, 'n erdekruik soos hy van praat. Hulle het 'n kruik gehad. Hulle het 'n fakkel gehad wat binne die kruik was, en hulle het 'n ramshoring gehad. Hulle het 'n kruik gehad, 'n fakkel, 'n ramshoring. Ek wil hê hierdie is so profound. Hulle het 'n kruik gehad, hulle het 'n fakkel gehad, hulle het 'n ramshoring gehad. En dis wat die storie vir ons sê. So wat het hulle op die einde van die dag met die kruik gedoen? Jy sien, wanneer ons in die Bybel lees van 'n kruik, dan verwys die kruik juis na my en na jou. Dis waarna hy verwys. Wanneer ons hier sien in 'n kruik, dan verwys dit juis, dit verteenwoordig juis vir my. En is dit nie so dat ek en jy op so 'n plek in ons lewe is, dat ons altyd hierdie kruik wil vat en dit net so moet oppas, net so moet polish, want dit is wat die mense na kyk. Ons wil dit net so beskerm, ons wil dit net deeltyd so heel hou. As mense vra, gaan dit met jou? Nee, dit gaan fantasties met my, dankie. Kyk, dit kan verskriklik gaan. Jy kan in die grootste vrees of van onsekerheid of twyfel in jou lewe, maar ons wil ons kruike so mooi oppas. Dis wat ons wil hê mense moet sien. Dit gaan net te goed met my. En ons polish hom en waar jy ook al jou vertroue insit, of dit waarvoor jy gewerk het, of dit jou geld is, en of dit jou aansien is, of wat dit ook al is ons is so besig om die kruik van ons so op te pas. En as jy in hierdie storie is, die eerste ding wat hulle doen is die kruik kan nie heel bly nie. Die kruik kan nie heel bly nie. Ek en jy het nodig om op 'n plek te kom wat ons sê, luister, ons is bereid om dit wat ek opgebou het, dit hierdie prentjie wat ek vir myself gebou het, wat dit ook al is, het ek nodig om te sê, luister, ek het nodig om hierdie kruik te laat val. Ek het nodig om hierdie kruik te breek. Die skrif is eintlik, ek wil net gekry. Die skrif is eintlik so mooi. Hier is hy. 2 Korintiërs 4 vers 7. Hy sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie.
En ek en jy wil hierdie kruik so mooi oppas. Ons wil hierdie prentjie so mooi kom voorgee van wie ons eintlik is, wie ons dink ons is. En wat hierdie storie van Gideon, die eerste tool wat hy vir ons gee is 'n kruik, nie 'n kruik wat heel bly nie. Hy kom gee vir ons 'n kruik en sê, luister, vir jou om lig te kan skyn, het jy nodig om hierdie kruik te breek. Het jy hierdie vooropgestelde idee van wie jy dink jy is, het jy nodig om dit te breek, so die lig wat ek in jou geplaas het, om dit te laat skyn. Ons het nodig om die kruik te breek. Die tweede ding wat hy vir ons gee is 'n fakkel. Hy gee vir ons 'n lig. En jy sien die lig, wanneer ons in die woord lees van lig of van hierdie fakkel, van lig, dan stel dit juist voor die teenwoordigheid van God. Dit stel juist voor die Heilige Gees wat binne ons skyn. En dis ook so belangrik vir my en jou is om hierdie kruik te vat en hierdie kruik te breek, sodat die lig, sy teenwoordigheid, sy Heilige Gees deur my en jou kan skyn. Dis juist dat ek en jy op 'n plek kan kom en sê, Here, dis nie my beste poging nie. Is juist nie dit wat ek opgebou het tot hier toe nie. Maar paas, kan ek dalk dit vir jou sê, want ons is trots nie. Dis sê ek het nodig om dit wie ek altyd gedink het, my so smart maak om dit te breek en sê, ek het nodig dat die fakkel, ek het nodig dat die lig na vore kom. Die lig skyn nie in 'n kruik nie. Ons het die teenwoordigheid, sy Heilige Gees, het ek en jy nodig. Dis een van die tools wat hy vir my en jou gee. Dis deel van Gideon hulle se onderrig. Om te sê, luister, ek kom gee vir jou fakkel. Die derde ding, soos wat julle daar gelees het. Hy kom gee vir hulle 'n ramshoring. In die Engels praat hy van 'n trumpet, 'n trompet. En wanneer ons in die woord gaan lees van wat hierdie voorstel, hy gee vir ons oorwinning. Luister, hierdie ouens kom in hierdie storie, het julle dit nou gelees, hulle blaas op die trompette. Hulle het nog nie 'n vinger verroer nie, hulle het nog nie oorlog geveg nie. In hierdie geveg het hulle nog nie oorwinning behaal nie. En dis wat eintlik hierdie storie net so ongelooflik maak. Is luister, ek en jy, hy kom rus ons toe met 'n trompet in ons lewe, in ons harte. Hy kom rus ons toe met oorwinning wat ek en jy nie voorgewerk het nie. Wat in hierdie geveg nie hoef te gebeur het, sodat hulle die trompette kan blaas nie. Hy kom rus my en jou toe, met sy oorwinning, dat ek en jy kan staande bly. Dis wat hy ons wil kom leer. Hy gee vir ons 3 dinge. Hy gee vir ons 'n kruik, hy kom gee vir ons lig, hy gee vir ons 'n fakkel, hy gee vir ons 'n ramshoring, 'n trompet, 'n oorwinning, wat ek en jy in ons hart kan dra. So ons 2 dinge wat ek dink, hierdie oorwinning vir ons kom sê. Die eerste ding is dat ons reeds die oorwinning in ons het. He made us more than conquerors. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus. Ons is meer as oorwinnaars. En die ander ding is, hy het ons 'n belofte gegee. Hy het vir Gideon 'n belofte gegee en sê, ek beloof vir jou, dat jy gaan hierdie ouens verslaan. Ek beloof vir jou, dit wat ek vir jou gesê het, jy gaan doen. Jy gaan dit bereik. Jy gaan daarby uitkom. In Romeine 8 vers 37, hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars vir hom wat ons lief het. En jy sien, dit was die storie. Dit is die storie van onderrig. Dit wat hy in ons harte kom sit. Die kruik wat ek en jy nodig het om te breek. Die fakkel wat ek en jy nodig het om op te lig. Die ramshoring van oorwinning wat ek en jy nodig het om te blaas. Kan ek jou sommer vra om te staan? En ek wil hê ons moet hierdie sommer prakties doen vanoggend. En ek wil hierdie vir jou weird maak nie. Ek wil hierdie vir jou eg maak. So wat hier gebeur het is, die eerste ding wat hulle moes doen is, hulle die kruik in hulle regterhand gevat. Lig op julle kruike. En die een ding wat ons moes doen met hierdie kruik is, ons moes hom breek. Toe vat hulle die fakkel in die linkerhand. En in daai tyd, is jou linkerhand was meer 'n bewys gewees van jou swakheid. Vir die meeste mense is dit jou swakhand. En jy is juis wanneer jy swak is, wanneer ons die lig, die teenwoordigheid, sy Heilige Gees in ons hand nodig het om dit vas te hou. Die lig, sy teenwoordigheid, sy vrede, wat ons in ons hand kan vashou.
die lig wat ons wil skyn. In die regterhand vat hulle die ramshoring. Hulle blaas hulle ramshoring. Kom blaas julle ramshoring. Boep. Net so. En hulle lig die ramshoring met hulle regterhand. En hier staan hulle. Sien jy dalk die posisie waarin jy jouself bevind? Die plek van onderrig. Jy sien, God het ons nie warriors kom maak nie. Hy het ons worshipers kom maak. Hy het ons op 'n plek gebring waar ons in totale oorgee kan staan. Sy teenwoordigheid, sy Heilige Gees, sy oorwinning. Waar ek en jy onsself elke dag beywer, sodat ons van 'n plek van vrees na 'n plek van vrede kan beweeg. En Here, in hierdie oomblik, Here, wil ek so kom bid, in 'n oomblik van aanbidding. Dankie dat ons totaal kan oorgee, in 'n posisie van oorgawe. Ons self vir U kan kom oorgee. Ons loof U so daarvoor. Ons het dit nou gelees, maar in Rigter 7 vers 20. Hy sê al 3 hierdie afdelings het dit gedoen. Hulle het die fakkel in die linkerhand gehou en die ramshoring in die regterkant om dit te blaas. Toe roep hulle uit die swaard van die Here en Gideon. Hulle het rondom die kamp gestaan, elkeen op sy pos. En die engel sê dat Gideon het eintlik die opdrag gegee. Die engel sê dit, to stand your ground. To stand your ground. Hier staan hulle. En hy sê, stand your ground. Luister, wat hy sê is, staan vas. Luister, dit is wat ek en jy nodig het, om na 'n plek van vrede te gaan. Staan vas. En soos ons die storie gelees het, bereik hierdie ouens die oorwinning. En hulle gaan vat die land tot by Bethbara. Bethbara wat beteken die plek van veiligheid, die plek van vrede. En God roep vir my en jou dat ons nie kamp opslaan by 'n plek van vrees nie, maar dat ons kamp opslaan die plek van veiligheid, die plek van vrede. Ek gaan vir ons bid. Here, so dankie vir die oomblik. Dankie dat U getrou is in elkeen van ons se lewe. Here, dankie dat ons weet, Here, dat U roep ons, Here, nie om kamp te hê in 'n plek van vrees nie. En ek wil bid, Here, dat vandag ons die keuse sal maak en sal sê dat ek gaan alles oppak, ek gaan alles inpak en ek het nodig om aan te beweeg. Here, dat ons op 'n plek sal wees om in gehoorsaamheid, Here, U teenwoordigheid, die Heilige Gees te aanvaar. In gehoorsaamheid, Here, dat ons op 'n plek sal kom, Here, om die Heilige Gees in my lewe te nooi. En sê, kom lei my, kom definieer my, kom maak my wie ek is. Ek loof U so daarvoor. Soms terwyl almal se oë toe is, sit jy dalk hier en sê, Barend, daai teenwoordigheid wat jy van praat. Ek het nodig dat Jesus, die verlosser, in my lewe moet kom bly. Ek het nodig om te trek en klaar te maak met 'n plek van twyfel en van vrees. Ek het nodig om te trek na 'n plek van veiligheid en van vrede. En ek wil vanoggend vir jou daai geleentheid gee. As jy dalk hier sit en sê, Barend, bid saam met my. Ek gaan jou nie vorentoe roep. Jy gaan jou hand opsteek en jy gaan hom laat sak. Om jy net vir my 'n aanduiding gee en sê, Barend, bid vanoggend saam met my. Ek het nodig om klaar te maak. Baie dankie vir die hand. Jy is welkom te laat sak. Jy is welkom jou hande te sak. Sien, ons het nodig. We need to move. En daai plek vir my en jou is om ons oor te kom gee. En Jesus in te nooi, sodat sy vrede, sy vreugde, sy teenwoordigheid, sy gees in my kom woning maak. Kan ek vra dat ons as gemeente som net hierdie gebed net saam bid. Hemelse Vader, ek weet dat ek 'n sondaar is. Ek weet dat ek U nodig het. Dankie dat U aan die kruis vir my sonde gesterf het. Ek vra vandag vir die vergifnis en ek kies vandag om my lewe aan U te wy. Ek maak my hart oop. Ek nooi U in as my verlosser en my saligmaker. Van vandag af leef ek nie in vrees nie, maar ek leef in totale oorwinning. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in die naam van Jesus.
Amen.